Goeiedag almal. Ons hoor gedurig mense praat en sê, kyk net na al die dinge wat om ons gebeur. Ons hoor elke dag van oorloë, hongersnood, natuurverskynsels ensovoorts. Mense wat sê volke en nasies veg teen mekaar en mense sterf van die honger. Mense praat van die merk van die dier asof dit al gekom het of besig is om te gebeur. Mense praat van die hemel en hoe wonderlik dit daar sal wees. En hulle praat oor hoe lekker dit daar sal wees in die Here se teenwoordigheid saam met hom. Maar al hierdie dinge wat gesê word, laat my wonder, waarom moet ons wag? Waarom wag tot ons eendag deur die Parelpoort te gaan om saam met hom te wees? Waarom wag om te hoor hoe daar in die hemel gesing word, heilig, heilig, heilig is die Here God die Almagtige, wat was en wat is en wat kom? Waarom wag tot ons eendag in die hemel saam met die groot menigte sal sing, halleluja, want die Here God die Almagtige heers? Weet ons dan nie dat die Here Jesus al gekom het nie? Hoor wat sê in Johannes 1 vers 11 en 12. Hy het na sy eiendom gekom en sy eie mense het hom nie aangeneem nie. Maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, hulle wat in sy naam glo. Weet ons dan nie dat die Here ons sy Heilige Gees gegee het, net soos wat hy beloof het in Handelinge 2 vers 17 en 18 nie? En in die laaste dae spreek die Here, sal ek van my gees uitstort op alle vlees, en ook op my diensknegte en diensmaagde sal ek in die dae van my gees uitstort, en hulle sal my boodskap verkondig. Weet ons dan nie dat dit die gees van die Here is wat ons lewend maak nie? Johannes 6 vers 63, dit is die gees wat lewend maak, die vlees is van geen nut nie, die woorde wat ek tot julle spreek is gees en lewe. Weet ons dan nie dat ons nie op ons eie krag en gesag hoef staat te maak nie, maar dat Jesus ons met sy krag gevul het? Lukas 10 vers 19, kyk, ek gee aan julle die mag om op slange en skorpioene te trap en oor al die krag van die vyand en niks sal julle ooit skade doen nie. Daarom, waarom wag ons? Sing nou tot eer van die Here waar hy ook al is en waar hy ook al kan. Selfs in tye van benoudheid, sing tot eer van die Here. Ja, selfs in tye van swaar kry, want die Here is alreeds hier by ons. Hy is nou daar by jou, hy is saam met jou, bereid om jou te help. Johannes 10 vers 10, die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes, maar ek het gekom, dat julle lewe en oorvloed kan hê. En soos Dawid, laat die Here toe om jou deur elke dag te lei, Psalm 23 vers 1, die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Die Here is nou daar by jou en hy wag net vir jou om hom deel te maak van jou lewe, deel te maak van jou planne, jou drome en jou toekoms. 2 Korintiërs 6 vers 2, want die Here sê, ek het jou gebed gehoor, want jy het gebid op 'n tyd wat ek mense verwelkom het wat na my toe kom. Die dag toe ek mense wou red, het ek jou gehelp. Luister nou mooi, kyk, nou is die regte tyd om jou te verwelkom. Vandag wil ek jou red. Dus, waarom wag? Want Jakobus 4 vers 8 sê, nader tot God en hy sal tot jou nader.